10.3 aanpassing van grootboekrekeninge vir die periodieke voorraadstelsel op bladsy 267. Nou hierdie is 'n belangrike deel van die werk om te sien watter nuwe grootboekrekeninge by die periodieke voorraadstelsel bestaan. 10.3.1 die aankoperekening teenoor 'n handelsvoorraadrekening. Alle transaksies rakende die aankoop en terugsending van voorraad deur die onderneming wat volgens die deurlopende voorraadstelsel in die handelsvoorraadrekening geboekstaaf is, word volgens die periodieke voorraadstelsel in die aankoperekening geboekstaaf. Dus as jy handelsvoorraad aankoop volgens die periodieke voorraadstelsel, sal jy die aankoperekening debiteer en as jy goedere terugstuur, sal jy die aankoperekening krediteer. Nou hier in pink baie belangrik, aangesien aankope deel uitmaak van die koste van verkope vir die jaar, word dit as 'n uitgawe gesien en moet die aankoperekening aan die einde van die finansiële jaar afgesluit word na die handelsrekening. Aankope is deel van die koste van verkope en ons gaan die koste van verkope later bereken in die handelsrekening. Die volgende twee belangrike rekeninge, 10.3.2, beginvoorraad en eindvoorraadrekeninge. Nou beginvoorraad, of ook genoem aanvangsvoorraad, verteenwoordig die waarde van die handelsvoorraad wat aan die begin van die finansiële jaar voorhande is. Dit is dus die eindvoorraad wat nie gedurende die vorige jaar verkoop is nie. En hierdie beginvoorraad gaan deel uitmaak van hierdie jaar se koste van verkope. Dus, baie belangrik hier in pink, aangesien die beginvoorraad deel vorm van die koste van verkope vir die jaar, word dit as 'n uitgawe gesien en moet die beginvoorraadrekening aan die einde van die finansiële jaar afgesluit word na die handelsrekening. Dit gaan jy baie mooi sien in die voorbeeld wat ons later doen. Kyk ons na eindvoorraad. Nou eindvoorraad word ook genoem slotvoorraad. Eindvoorraad verwys na die waarde van die handelsvoorraad wat op die laaste dag van die finansiële jaar nog nie verkoop is nie. Hierdie waarde van slotvoorraad word volgens 'n fisiese voorraadopname. Ons gaan tel fisies die voorraad wat oorgebly het en so bepaal ons die waarde van die eindvoorraad. Dit word in berekening gebring deur die bedrag teen die handelsvoorraadrekening te debiteer en teen die slotvoorraadrekening te krediteer. Want onthou, hierdie slotvoorraad gaan volgende jaar se beginvoorraad wees. Daarom, die handelsvoorraad voorhande is 'n bate vir die onderneming en sal weer die beginvoorraad vir die volgende jaar uitmaak. Nou hierdie eindvoorraad of slotvoorraad verminder natuurlik die koste van verkope. Daarom in pink, baie belangrik, slotvoorraad verminder die koste van verkope. Dit kan dus gesien word as 'n negatiewe uitgawe en daarom moet die slotvoorraadrekening aan die einde van die finansiële jaar ook afgesluit word na die handelsrekening. Ons gaan dit gebruik om die koste van verkope te bereken, daarom sluit ons dit af na die handelsrekening. Dit sal jy baie mooi sien in ons voorbeeld wat ons nou gaan doen. 10.3.3, vraggeld op aankope. Nou belangrik om te verstaan, indien addisionele koste, nog ekstra kostes, aangegaan word om voorraad by die onderneming te laat aflewer, dan sal hierdie koste ook deel uitmaak van die kosprys van die handelsvoorraad wat verkoop is. 'n Aparte uitgawerekening, naamlik vraggeld op aankope, word in die algemene grootboek geopen. En nou word alle afleweringskoste ten opsigte van handelsvoorraad in hierdie rekening geboekstaaf. Maar vraggeld op aankope maak ook deel uit van die koste van verkope, dus belangrik in pink, aangesien vraggeld op aankope deel uitmaak van die koste van verkope, moet die vraggeld op aankope rekening ook aan die einde van die jaar afgesluit word na die handelsrekening. Laaste grootboekrekening of nuwe uitgawe 10.3.4 douane en invoerbelasting.
Nou daar is verskeie ander kostes wat op die aankope van voorraad betrekking het. Indien voorraad byvoorbeeld van die buiteland ingevoer word, sal daar douanebelasting of invoerbelasting ter sprake wees. In hierdie geval sal 'n aparte uitgawerekening vir douanebelasting en 'n rekening vir invoerbelasting in die algemene grootboek geopen word. Hierdie ekstra koste maak deel uit van die koste van verkope. Baie belangrik hier in pink, aangesien hierdie uitgawe deel sal uitmaak van die koste van verkope, sal die douanebelastingrekening en die invoerbelastingrekening ook aan die einde van die jaar afgesluit word na die handelsrekening. Dus jou beginvoorraad plus jou aankope, plus jou vraggeld op aankope, plus jou douanebelasting of invoerbelasting en minus die slotvoorraad, dit wat oorgebly het, sal jou koste van verkope vir die jaar wees. Nou bladsy 268 word dit baie mooi verduidelik. 10.3.5 die handelsrekening. Onthou, die handelsrekening word mos gebruik om die wins te bereken wat jy maak net omdat jy handel dryf, omdat jy goed koop vir 'n lae prys en verkoop teen 'n hoër prys. En daardie wins word genoem die bruto wins. Dus die handelsrekening word gebruik om die bruto wins aan die einde van die finansiële jaar te bereken deur die koste van verkope af te trek van die werklike verkope vir die jaar. Nou indien die deurlopende voorraadstelsel gebruik word, dan was dit mos baie maklik. Dis baie eenvoudig om die verkooprekening en die koste van verkooprekening bloot af te sluit na die handelsrekening om so die bruto wins vir die jaar te bepaal. Dus die volgende inskrywings sal aan die einde van die jaar in die handelsrekening voorkom. Belangrik, indien die deurlopende voorraadstelsel gebruik is. Jy sou verkope wat jy aan groen sien afsluit na die handelsrekening. Onthou net altyd dat ons eers debiteure afslag afsluit na verkope om die netto verkope te bepaal. Dus verkope R750.000 en dan sou jy koste van verkope afsluit na die handelsrekening R600.000 en nou kan jy sê 750.000 minus 600.000 die bruto wins wat oorgedra word vanaf die handelsrekening na die wins en verliesrekening is R150.000. Maklik en eenvoudig, verkope minus koste van verkoop is bruto wins. Maar indien die periodieke voorraadstelsel egter gebruik word, sal alle rekeninge wat 'n invloed op die koste van verkoop het, apart na die handelsrekening afgesluit moet word. Onthou, by die periodieke voorraadstelsel bestaan daar nie 'n koste van verkoop rekening nie. Ons moet dus die koste van verkope, waar die koste van verkoop bestaan, apart in die handelsrekening gaan bereken. Daarom, die volgende inskrywing sal aan die einde van die jaar in 'n handelsrekening voorkom indien die periodieke voorraadstelsel gebruik word. Sien jy die groen inskrywing? Verkope R750.000. Dit is presies dieselfde. Jy sou dus nog steeds debiteure afslag afgesluit het na verkope en verkope afgesluit het na die handelsrekening. Maar nou is daar nie 'n koste van verkooprekening om af te sluit nie. Daarom bou ons die koste van verkope. Begin voorraad wat daar was om te verkoop, begin van die jaar R200.000. Plus al die aankope gedurende die jaar R400.000. Plus as daar dalk vraggeld op aankope was wat deel uitmaak van die koste van verkope R70.000. Plus indien daar invoerbelasting was R30.000, moet dit bygetel word. En nou belangrik, in pink aan die kredietkant minus die waarde van die slotvoorraad. Nou as ek R200.000 plus R400.000 plus R70.000 plus R30.000 vat, dan is dit R700.000 minus die R100.000 slotvoorraad, dan is die koste van verkope in pink ook R600.000. As ek hierdie rekeninge balanseer, dan balanseer die rekening, daai moet natuurlik R850.000 wees, trek af die debietkant en oorgedra na die wins en verliesrekening R150.000 bruto wins. Dus in die handelsrekening, volgens die periodieke voorraadstelsel, moet die koste van verkope gebou word.
Beginvoorraad plus aankope plus vraggeld op aankope plus invoerbelasting en minus slotvoorraad. Onthou die volgende stappe. Die volgende stappe sal van toepassing wees op die eerste 4 sluitingsoordragte aan die einde van die finansiële jaar. By die deurlopende voorraadstelsel en die periodieke voorraadstelsel is die eerste 2 sluitingsoordragte presies dieselfde. Die eerste stap is sluit debiteure afslag af na verkope, sodat jy stap 2 die netto verkope kan afsluit na die handelsrekening. Sien jy by die deurlopende voorraadstelsel en die periodieke voorraadstelsel debiteure afslag afgesluit na verkope en verkope afgesluit na die handelsrekening. Dit is wat jy daar in groen gesien het. Maar nou die derde stap. Indien die deurlopende voorraadstelsel gebruik is, kon jy bloot koste van verkope afsluit na die handelsrekening. Dit is wat jy bo in rooi sien. Indien jy egter die periodieke voorraadstelsel gebruik, moet jy die volgende stappe volg. In die eerste plek moet jy die aanvangsvoorraad in berekening bring. Dit wil sê jy moet die handelsvoorraad wat aan die begin van die jaar beskikbaar was om te verkoop, oordra na 'n aanvangsvoorraad of 'n beginvoorraadrekening, sodat jy die aanvangsvoorraadrekening kan afsluit na die handelsrekening. Dan moet jy jou aankope vir die jaar ook afsluit na die handelsrekening. Jy moet vraggeld op aankope, invoerbelasting, as dit dalk douanebelasting was, ook afsluit na die handelsrekening. Dit is die pink inskrywings wat jy daar sien. Beginvoorraad afgesluit na die handelsrekening. Aankope, vraggeld op aankope, invoerbelasting afgesluit na die handelsrekening. En nou moet jy die slotvoorraad in berekening bring. Jy tel hoeveel voorraad oorgebly het. Dit is jou handelsvoorraad volgende jaar se beginsaldo en nou kan jy die slotvoorraad afsluit na die handelsrekening en jy het jou koste van verkope bereken deur te sê beginvoorraad plus aankope plus vraggeld op aankope plus invoerbelasting en minus slotvoorraad. En nou is ons terug by dieselfde sluitingsoordrag nommer 4, dra die bruto wins oor vanaf die handelsrekening na die wins en verliesrekening, presies dieselfde by die periodieke voorraadstelsel, dra die bruto wins oor vanaf die handelsrekening na die wins en verliesrekening en dit is die inskrywing wat jy daar in blou sien. Onthou die res van jou sluitingsoordragte om jou ander bedryfsinkomstes by te tel in die wins en verliesrekening en jou bedryfsuitgawes af te trek, dit bly dieselfde om op die ount jou netto wins oor te dra vanaf die wins en verliesrekening na die kapitaalrekening. Maak seker dat jy die handelsrekening volgens die periodieke voorraadstelsel, en hy gaan altyd dieselfde lyk, dat jy hierdie rekening ken en verstaan. Ons gaan nou aan die hand van 'n voorbeeld kyk hoe hierdie handelsrekening gedoen word.